Abraham moet vir Isak offer. Genesis 22 vers 1 tot 19. Opoffer. Ken julle die woord opoffer? As ons dink aan offer, dan dink ons baie keer dalk aan die offer wat Kain en Abel gedoen het. Onthou julle vroeër in die lesse wat ons geleer het. Maar om iets op te offer, het ons ook 'n woord voor. Baie keer om op te offer, beteken om dalk my broodjie op te offer vir 'n maatjie. As ek die broodjie opoffer, beteken dit ek gee hom weg. Ek sal hom nie weer terugkry nie, want ek het hom opgeoffer. Baie keer is dit ook soos 'n toets. Het ek die broodjie liewer as my maatjie? As ek my broodjie liewer het, sal ek die broodjie nie opoffer nie. As ek my maatjie liewer het, dan sal ek die broodjie opoffer. So dit is baie keer ook soos 'n toets, om te kyk, wat het ek die liefste? Vandag gaan ons kyk, hoe God vir Abraham getoets het. Wat het hy die liefste? Die liefste ding wat 'n mens in die lewe kan hê, is jou eie kind. En God het hom getoets, of hy vir Isak liewer het, as vir God. Dis die storie wat ons vandag van leer. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie, dat ons vandag weer kan leer van U. Help ons om dit te verstaan, help ons om soet te wees, daarna te luister, en dat ons U elke dag beter sal leer ken. Weer soos wat U ons hart toets, kom wys vir ons, waar is ons hart, en dat ons U sal dien. Heer, kom help ons om te groei, dat ons U al hoe liewer sal kry, en as daar dinge is in ons lewens wat ons liewer het as vir U, kom help ons om dit vandag ook weer raak te sien. Kom help ons om vandag se storie te verstaan. Ons dankie dat U U seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Amen. Vandag se gedeelte kom vir ons uit die wetgedeelte van die Bybel. Dis die eerste 5 boeke in die Nuwe Testament. Vandag kom weer uit Genesis. Kom ons sê die boeke saam. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Kom ons lees nou die storie van Abraham moet vir Isak offer in Genesis 22 vers 1 tot 19. Voordat ons begin, onthou julle hoe het ons 'n paar weke terug gepraat oor Genesis 19 vers 16, waar boodskappers na Abraham toe gekom het en vir hom gesê het, jy gaan 'n kind kry. Sarai gaan swanger word en sy gaan vir hulle 'n kind in die wêreld bring. Natuurlik, hulle was baie oud, so hulle het nie gedink dat dit meer moontlik was nie. Maar vandag sien ons hoe God daardie belofte hou en hoe dit gebeur het. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy beloftes aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Sara het toe gesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isak hoor, sal vir my lag. Sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê dat Sara 'n seun van aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. 'n ruk na die vorige gebeurtenis
het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge, wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat, ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug huis toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa? En Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham! Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê eed af by myself en ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe, en hulle het almal saam met Berseba toegegaan. Abraham het daar gewoon. Ons memoriseervers is Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kom ons lees dit saam. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het,
sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons kyk weer wat ons geleer het. Een van die eerste dinge wat ons geleer het, is dat die Here 'n belofte aan Abraham gemaak het, dat hy 'n groot nageslag sou hê, en op 'n laat ouderdom, omtrent toe hy 100 was, toe het dit eers gebeur. Dit was 'n tyd wat Sara eintlik te oud was om kinders te kry. 'n Mens kan nie meer op daai ouderdom kinders kry nie. Maar tog het die Here vir hulle geleer om geduldig te wag, en op 'n tyd dat die belofte onmoontlik gelyk het dit gebeur. Toe het ons gesien hoe die Here die ding wat Abraham die liefste gehad het, sy enigste seun, van hom verwag het om te gaan opoffer. Die Here het hom getoets. Wat het hy die liefste? Om te luister na God of selfs sy seun? Abraham het die toets deurgekom. Hy het bewys, deur sy seun te gaan offer, het hy gewys dat hy liewer is om na God te luister as selfs sy enigste seun. Omdat Abraham gehoorsaam was, het God vir Isak gespaar en vir hom 'n wonderlike belofte gemaak, dat almal, elke nageslag in sy nageslag geseën sou word. Nou Jesus het gekom uit hierdie volk, nageslag van Abraham. 'n wonderlike belofte wat hy ontvang het. Die liefste ding wat 'n mens kan hê, is jou kind. Veral as jy net een kind het, dan beteken daai kind alles vir jou. En die Here het gekom en vir ons sy enigste seun gegee, om vir ons te wys hoe lief hy ons het. Om te wys dat hy selfs die ding wat hy die liefste het, opgeoffer het hier op aarde, om vir ons te wys hoe lief hy ons het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Liewe dankie dat U seun vir ons gegee het, dat U vir ons daardeur U liefde vir ons gewys het. Liewe help ons om die dinge wat ons liewer het as vir U, dat ons dit ook sal opoffer, dat ons hele lewe 'n offer sal wees. Vader, die dinge wat dalk maak dat ons nie so baie tyd saam met U spandeer nie, die dinge wat dalk maak dat ek by die skool of by my huis lewe soos ek wil en nie soos wat U wil hê nie. Ja, laat ek myself op die manier opgee en lewe soos wat U wil. Weer dankie dat ons kan vashou aan die beloftes. Dankie dat ons gehoorsaamheid aan U lei tot 'n seën vir ander, lei tot 'n seën vir onsself ook. Here, help ons om deur die geloof dit raak te sien. Weer dankie dat U seun vir ons sondes gesterf het en dat ek so bly is daaroor en weet wat 'n groot seën dit is om gehoorsaam aan U te wees, dat ons dit sal doen. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, offer jou lewe deur te leef soos wat God wil hê.